En dan ons toetrede gesang, Tannie Ansie kom speel, wat hier vanmôre vir ons kom speel. Baie welkom ook aan Tannie. Ons begin vanmôre se toetrede tot die erediens uit die pragtige gesang 505, Tannie Mariana se gunsteling gesang. Gesang 505 en ons sing daar strofes 1 en ons sluit vanmôre dan aan die einde die erediens ook af met 'n wegsending as ons die laaste strofe sing. Maar ons begin nou met gesang 505, strofes 1. Geliefdes, die Here Jesus het by geleentheid gesê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, laat ons antwoord op die Here se seëngroet met die sin van gesang 499, daarvan strofes 1, 2 en 3. Liefde, so ons maak vanoggend die Here se woord oop en ons gaan saam lees uit die Ou Testament. En ons gaan saam lees daaruit Josua hoofstuk 4. En ons gaan die hele hoofstuk saam lees vanmôre. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 272 en ons gaan saam lees uit die direkte vertaling of die 2020 vertaling. Maar geliefdes, voordat ons saam lees terwyl jy so sit, kom ons sluit ons oë in gebed.
Ons Hemelse Vader, Here, wat 'n voorreg om vanmôre weer hier byeen te mag wees. Wat 'n voorreg om weer gekonfronteer te word met U woord. Daarom bid ons, Here, dat U alles wat skeiding bring tussen ons en U, dat U dit sal verwyder. Dat U ons gemoed sal ontsluit en sal oopmaak, ontvanklik sal maak vir U woord. Vir baie is hierdie woord 'n ou woord. Maar vir die kerk en vir die kinders, vir ons, is dit die woord van lewe. Is dit die woord van waarheid. En so dank ons U ook, dat ons ook hierdie woord kan lees en kan hoor, in die taal waarin ons droom, ons moedertaal. Sodat ons U duidelik ook kan hoor en kan verstaan. Vader, ons bid ook, dat hierdie woord ons sal vertroos, vermaan, bemoedig, versterk. Ja, Heer, dat U woord tot ons sal spreek. Want U diensknegt en U diensmaagd luister. So bid ons ook, Heer, vir ons broers en susters in die geloof. Broers en susters in die ruimte van hierdie geloofsgemeenskap, hierdie gemeente van U, maar ook broers en susters oor die ganse skepping heen. Ons bid, Heer, dat elkeen bewus sal wees van U teenwoordigheid. Ook van U genade, U barmhartigheid, U liefde en ook U voorsienigheid. Dankie, Heer, dat ons as gelowiges kan leef met 'n vaste sekerheid, 'n vaste hoop. Dat ons weet U is in beheer, nie net van ons lewe nie, maar ook van die voortbestaan van hierdie wêreld. Vader, hierdie wêreld is maar woes en deurmekaar, maar 'n gevolg van die sonde. Maar so dank ons U ook vir U seun Jesus Christus, ons Heer en Heiland, wat vir ons sondes ingestaan het, sy lewe gegee het, sodat ons kan leef met hierdie hoop. Hierdie vaste sekerheid, dat U met ons op pad is. Vader, ons bid vir elke kind. Ons vra, Heer, dat U hand oor elke kind uitgestrek sal hou. Elke jong mens, wat ook in hierdie dae besig is om rekenskap te gee. Ons bid vir ons matrikulante. Elke kind in eksamen-klaskamer, mag hulle besef wat 'n voorreg dit is om hulle talente ook te kan ontgin. Vader, ons bid ook vir elke lidmaat, elkeen wat werk, ook soms in baie moeilike omstandighede met baie uitdagings, ook met baie onreg soms. Ons dink aan ons bejaarde lidmate. Ons dink aan hulle, Heer, wat se lewenskragte afneem, hulle wie se gesondheid nie meer goed is nie. Ons bid vir hulle wat in hospitale is, hulle wat besig is om te herstel, hulle wat wag op uitslae van toetse. Wat die omstandighede ook al mag wees. Vader, bid ons dat U vir hulle die krag sal gee om te kan leef, ongeag die omstandighede. Ja, te leef in die volle sin van die woord. Vader, maar ons bid ook vir U kerk. Vader, ons dink ook aan daardie Christene wat vervolg word direk, maar ook indirek, daar waar U kerk ook aangeval word, van buite, maar ook van binne. Ons bid, Heer, dat die gelowiges sal sterk staan vir dit wat reg is, vir U woord. Gee vir ons die krag, die leiding van U Gees, om te praat waar ons moet praat en om stil te bly waar ons moet stil bly. Daarom pleit ons ook vir vergifnis. En dank ons U vir U geduld, U liefde en genade. Want Here, U maak bemoeienis met ons. En ons dank U daarvoor. Want ons weet, ons is op niks geregtig nie. Ons verdien niks. En tog Here, is U met ons. Vader, ons dank U vir die reën, vir 'n reenseisoen wat vroeër gekom het. Vader, ons bid
seën ons ook so met u liefde en genade. Maar skenk aan ons 'n dankbare hart, want Heer, dis so 'n deel van ons mens wees om te kla, die negatiewe raak te sien en met die negatiewe te werk. Maar ons het soveel om voor dankbaar te wees, en dit kom uit u hand. Skenk aan ons daardie hart. Vader, ons vra hierdie dinge, nie omdat ons dit verdien nie, maar Heer, ons kom na u toe in nederigheid, en ook in afhanklikheid. En ons bid dit in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees dan saam, daaruit hoofstuk 4, daarvan af vers 1. Oprig van gedenktekens is die opskrif van hierdie gedeelte. Ekskuus. Toe die hele nasie die deurtog deur die Jordaan voltooi het, het die Here vir Joshua gesê, neem vir julle 12 manne uit die volk, 1 man uit elke stam, en gee aan hulle opdrag, tel vir julle 12 klippe op daar in die middel van die Jordaan, op die plek waar die voete van die priesters stewig staan. Neem dit saam met julle deur die rivier en sit dit neer op die plek waar julle vannag gaan oornag. Joshua het die 12 manne wat hy uit die Israeliete aangewys het, 1 uit elke stam ontbied. Joshua het vir hulle gesê, gaan voor die ark van die Here julle God uit tot in die middel van die Jordaan en tel elkeen dan self 'n klip op sy skouer, net soveel as die stamme van die Israeliete, sodat dit kan dien as 'n teken onder julle. Wanneer julle kinders in die toekoms vra, wat beteken hierdie klippe vir julle, moet julle vir hulle sê dat dit die water van die Jordaan afgesny was voor die verbondsark van die Here. Sê vir hulle, toe die ark deur die Jordaan moes gaan, is die water van die Jordaan afgesny. En hierdie klippe dien vir altyd as 'n herinnering aan die Israeliete. Die Israeliete het gemaak soos Joshua beveel het. Hulle 12 klippe, net soveel as die stamme van die Israeliete, uit die middel van die Jordaan opgetel, soos die Here vir Joshua gesê het. Hulle het dit met hulle saamgeneem na hulle oornagplek en dit daar neergesit. Nog 12 klippe is deur Joshua in die middel van die Jordaan opgerig op die plek waar die voete van die priesters wat die verbondsark gedra het, gestaan het. Dit is daar tot vandag toe. Die priesters wat die ark gedra het bly staan in die middel van die Jordaan totdat alles afgehandel was wat die Here Joshua beveel het om vir die volk te sê, net soos Moses vir Joshua beveel het. Die volk het haastig deurgetrek. En toe die hele volk die deurtog voltooi het die ark van die Here en die priesters voor die volk deurgegaan. Die nageslag van Ruben en Gad en die halwe stam van Manasse het voor die Israeliete in slagorde deurgetrek, soos Moses vir hulle gesê het. Ongeveer 40.000 het gewapen vir oorlog voor die Here, vir die geveg na die vlakte van Jerigo deurgetrek. Op daardie dag het die Here Joshua se aansien verhoog in die oë van die hele Israel, en hulle het solank hy geleef het, vir hom ontzag gehad soos hulle vir Moses ontzag gehad het. Die Here het vir Joshua gesê, beveel die priesters wat die ark met die getuienis dra, om uit die Jordaan op te klim. Joshua het toe die priesters beveel, klim op uit die Jordaan. Toe die priesters wat die verbondsark van die Here dra, uit die middel van die Jordaan opklim, en hulle voetsole droë grond raak, het die water van die Jordaan teruggevloei na sy plek. Dit het soos voorheen kant en wal geloop. Die volk self het uit die Jordaan opgetrek op die 10de van die eerste maand. Hulle het kamp opgeslaan by Gilgal aan die oosgrens van Jerigo. Daardie 12 klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het Joshua in Gilgal opgerig. Hy het vir die Israeliete gesê, as julle kinders in die toekoms vir hulle ouers vra, wat beteken hierdie klippe? Dan moet julle aan julle kinders verduidelik. Op droë grond het Israel deur hierdie Jordaan getrek. Want die Here julle God het die water van die Jordaan voor julle laat opdroog,
totdat julle deurgetrek het, soos wat die Here julle God gedoen het met die Rietsee, wat hy voor ons laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het, sodat al die volke van die aarde mag weet, dat die land van die Here sterk is, en sodat julle altyd vir die Here, julle God, ontzag sal hê. Geliefdes, tot sover ons skriflesing, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig. Geliefdes, ons gaan nou weer saam sing, daaruit Gesang 393, en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 3. Geliefdes, die teksverse vir oggend se prediking kom daarvan uit hoofstuk 4 uit Joshua en ons lees daaruit vers 10. Die priesters wat die ark gedra het bly staan in die middel van die Jordaan totdat alles afgehandel was wat die Here Joshua beveel het om vir die volk te sê. Net soos Moses vir Joshua beveel het, die volk het haastig deurgetrek. Liefdes, ons het so pas gesing, middelpunt van ons verlange. Wat is die middelpunt van ons lewens? Wat is die middelpunt van ons bestaan? Rondom wat draai u lewe op hierdie stadium, vandag, vanoggend? Vir die kinders sal dit maklik wees om te antwoord op hierdie stadium is dit die eksamens. Die matrikulante in die besonder wat besig is met 'n eindeksamen. Daarop is hulle gefokus, daarop is die konsentrasie. Dalk is dit daar by die werk, dalk maandeinde gewees verlede week. Ook uitdagings en krisisse daar by die werk. Dalk is die fokuspunt in die lewe dalk spanning wat jy het met iemand, met 'n familielid, of 'n man of vrou. Krisisse, uitdagings. Dalk is finansiële nood. Ja, geliefdes, daar kan soveel dinge opgenoem word wat op hierdie stadium 'n middelpunt, 'n fokuspunt in u lewe kan wees. Dit kan dalk siekte wees. Ongelukkigheid. Ja, daar is soveel dinge wat ons daagliks raak, wat ons lewens bepaal.
En dan gebeur dit ook, geliefdes, dat ons geloof, en in die besonder die Here, maar baie keer 'n randfiguur word, 'n randverskynsel. Veral in hierdie gejaagde en deurmekaar wêreld waarin ons bevind. Die lewe dwing ons soms om gefokus te wees. Die dinge wat ons lewens bepaal. Geliefdes, dit is vir ons belangrik om ook in hierdie tyd van die jaar daarna te kyk. Want sonder dat ons dit besef, is hierdie tyd van die jaar ook 'n oorgangstyd. Oor 2 maande van nou af is dit die tweede dag van die nuwe jaar. Die jaar 2026. En so is hierdie 2 maande wat op ons wag, eintlik hierdie skenier na die oorgang. Maar vir ons as gelowiges is dit egter nog veel korter. Want jy sien, November maand is die laaste maand van die kerklike jaar. Eersdaags is dit weer Advent, waar ons die koms van Jesus Christus herdenk. En so is ons ook maar besig om ook maar weer te kyk na die jaar wat agter die rug lê, en in die besonder is ons besig ook om maar weer alles te rekonsilieer, in die besonder al daardie dinge wat afgehandel moet word, soos eksamens en papierwerk, en nuwejaarsvoornemens wat afgehandel moet word. Maar in die geloof, broers en susters, is dit ook belangrik om ook maar 'n bietjie soms stil te raak. Oor 2 weke van na vier ons weer nagmaal, volgende Sondag is voorbereidingsdiens. En dis by daardie geleenthede waar ons 'n bietjie rustig raak en terugkyk, maar ook vooruitkyk. November maand is 'n skenier in 'n gelowige se lewe. Daarom dat ons na hierdie gedeelte dan vanmôre gaan kyk, wat ons ook natuurlik ook weer moet gaan plaas binne 'n bepaalde konteks. Ons moet ook weer die agtergrond van hierdie teksgedeelte verstaan. 'n Baie bekende gebeurtenis wat ook hier vertel word. Ons ken die geskiedenis van die volk wat deur die woestyn getrek het en alles wat daar gebeur het. Ons weet ook wat daartoe aanleiding gegee het. Die volk se ongehoorsaamheid, die hele klompie Sondae terug, het ons ook stil gestaan daar by Sinaï en die volk se opstand, hulle ongehoorsaamheid en die goue kalf. Ons weet ook van die gebeure waar Joshua ook betrokke was en Caleb wat gemeen het, maar hulle kan die beloofde land inneem. En die volk wou nie, want hulle was bang, hulle was onseker, hulle geloof was swak. En dit alles daartoe bygedra dat die volk vir 40 jaar deur die woestyn moes trek. En daardie 40 jaar het dan natuurlik baie dinge gebeur. Kwartels in die manna, en daar was baie insidente gewees waar God ingegryp het en kos voorsien het, soos ons reeds gesê het, en water voorsien het. Daar was geleenthede, gebeurtenisse waar die volk gestraf is, waar die volk in opstand gekom het, 'n klomp dinge nie verstaan het nie. Maar jy sal ook onthou, so 'n bietjie meer as 'n jaar gelede, het ons gekyk na die gedagte, hoe die Here ook die opdrag gegee het, hoe hulle ook hierdie kamp van hulle moes opslaan, moes oprig. En in die middel van hierdie kamp was dit die tent van ontmoeting, of ook bekend as die tabernakel, en daar was die verbondsark, en die gedagte, die simboliek daarvan, was dat God in die midde was. Nou, jy kan nie self net indink as dit nie vir God was nie. Sou die volk dit daardie 40 jaar nie deur die woestyn gemaak het nie. Daar in die hitte en in die uitdagings was God altyd die fokuspunt. Maar daardie 40 jaar het ook uitgeloop. En so staan hulle hier by die Jordaanrivier, en die onlangse verlede het daar baie dinge gebeur. Hulle verloor ook 'n fokuspunt in die persoon van Moses. Ons ken die geskiedenis van Moses daar uit Deuteronomium 3, ons het baie daarna verwys, waar Moses by die Here gepleit het dat hy ook tog maar net deur die Jordaan moes trek, en die Here vir hom destyds gesê het nee. En later in die einde van Deuteronomium lees ons waar Moses dan ook oorlede is daar op Neboberg, en hy's weg. Hulle het hom gesoek, maar hulle kon hom nie kry nie. Soos ons lees, die Here het hom net kom haal. En dan word 'n nuwe leier aangestel, Joshua. Hy was nog relatief jonk gewees. En die volk was onseker. Hulle het groot geword met Moses. Hulle het Moses geken. Hulle het geweet dat hy opgetree het onder die bevel en gesag van God. In 'n woord, dit het ook by hulle baie rustigheid en sekuriteit gebring, want hulle het geweet
wat hulle van Moses kon verwag. Hulle het natuurlik ook geweet hoe hulle Moses ook moes benader. Hulle lewens was georden. Hulle het ook maar gewoond geraak aan hierdie reis, hierdie verblyf, hierdie lewe in die woestyn. Kom ons noem dit hierdie woestyn bestaan. Dit was al vir 40 jaar. Dis ook maar ons as mense. Mense is mos maar 'n baie aanpasbare wese. Aanvanklik was dit natuurlik vir hulle baie swaar en sleg. Ons lees dat hulle ook maar vir Moses verwyd het en dat hulle ook maar gehinker het na Egipte. Maar met ergaan het hulle daaraan gewoond geraak en bo dit alles het daar 'n hele nuwe generasie gekom. Jy moet nou onthou dat kinders wat gebore is binne daardie eerste jaar was nou ongeveer volwassenes van hierso laat 30s, 40s. En daar was 'n groot gros jong mense wat gebore is en groot geword het. Hulle het niks anders geken nie. En so het almal maar basies ook al uitgesterf wat destyds nog in Egipte was. Daar was maar enkeles gewees. So dit was vir hulle 'n tyd van baie onsekerheid. Hulle het hierdie verlede gehad wat hulle geken het. Hulle staan nie by die Jordaan. En dan het hulle hierdie profesie en beloftes gehad rondom die beloofde land. En hulle het natuurlik daarna uitgesien, maar onthou ook nou weer eens uit Joshua en Caleb se geskiedenis, daar is ander volkere, daar is gevaar, daar is bedreiging. Wat wag? Groot onsekerheid. En nou lees ons die 10de dag van die eerste maand. Dit is omtrent so Maart, April gewees. Wat dit beteken is dat die Jordaan was in vloed. Hy was met tye tot 1 kilometer breed en hy was natuurlik ook baie diep gewees. Maar hulle kon iets onthou en dit is oorvertel van die Here wat destyds die Rietsee of die Skelfsee vir hulle oopgemaak het toe die Egiptenare hulle geagtervolg het en bedreig het. Hulle het dit gehoor en baie van hulle het ook seker gewonder wat gaan nou gebeur. Broers en susters, dis die agtergrond. Hulle sit met 'n verlede. Hulle sit met hoop, verwagtings, maar hulle sit ook met uitdagings, 'n krisis hier op die hede, in die midde. Hulle staar dit en hulle sit met 'n leier Joshua wat hulle nog nie heeltemal vertrou nie. Hulle weet nie waartoe die jong man in staat is nie. En dan, geliefdes, gee die Here die opdrag. En as daardie priesters met daardie ark hulle voete in die water sit, dan droog daar die water op. Interessant om 'n bietjie daaroor te gaan lees, hoe dit nou gebeur. Daar's nogal verskillende teorieë en rasionele verklaringe. As ons daaraan dink in terme van die kinderbybel, dan sien ons hierdie twee klowe waters wat deur die volk getrek het, in die besonder nou met die Rietsee, die Skelfsee. Anders sien dit nou weer as die water wat opgedam is met die mure aan die een kant en hierdie kant wat dit droog was, wat heel waarskynlik die geval was. Die water, die rivier is geblok. Daar selfs mense wat sê dat bo op in die stroom, dan naby Gilgal waar hulle geoornag het, was daar 'n plek met die naam van Adam. En daar was die rivier op sy nouste gewees en daar met argeologiese opgrawings en so aan hulle gevind dat daar nogal baie aardbewings plaasgevind het en nou verklaar baie dat daar 'n aardbewing was wat hierdie rivier in 'n mate geblokkeer het sodat die Israeliete kon deurtrek. Maar dit maak nie saak hoe dit gebeur het nie. Die feit is, dit het gebeur. En onmiddellik is daar mense wat sal sê, "Jag, maar dis belaglik. Dit kon nie wees nie." Die antwoord daarop kan ons vanmôre ook sê, oor 'n maand en 'n half van nou af vier ons gelofte dag. En as 'n mens daar na die feite gaan kyk, dan sien 'n mens dat dit wat daar plaasgevind het, was absoluut 'n goddelike ingryp. En in ons eie persoonlike lewens, broers en susters, kan elkeen van u wat vanmôre hier ook getuig van wonderwerke in u lewe, waar ons ook die Here se hand en genade raak sien. Maar dis nie waaroor hierdie gedeelte gaan nie. Dit gaan nie oor die wonder van die water gedam het nie. Dit gaan oor hierdie volk wat deurtrek, maar wat in hierdie proses gebeur. Ons moet net weer eens vanmôre sê vir mekaar, onthou dat vir 40 jaar was God in die fokus gewees. Nou betree hulle 'n nuwe toekoms. As hulle deur hierdie Jordaan trek, lê 'n land oop en die Here ken die menslike hart en hy ken sy volk en hy het geweet wat ook wag. Daarom dat hy hierdie woestynreis met hierdie gebeure in 'n sekere sin afsluit, maar hy sluit ook hierdie toekoms oop met 'n handeling wat baie simbolies sou wees en ook die generasies wat sou kom
tot nadenke sou stem. Hierdie priesters met hierdie verbondsark stap dan hierdie Jordaan in en daar in die middel gaan staan hulle met hierdie verbondsark op hulle skouers. Ons sal by geleentheid ook verduidelik hoe hierdie verbondsark gelyk het, hierdie goue kus met hierdie versoendeksel bo-op en die volk moes deurtrek. En nou lees ons ook hoe hulle ook op 'n militêre wyse ook Manasse en Gad en die stamme ook daardeur getrek het. En nou kan jy self indink wat in die siege van hierdie mense moes plaasgevind het. Daar was 'n groot stuk onsekerheid, dalk selfs 'n vrees as hulle hierdie massas water sien. En hulle onthou van hierdie verhale oor wat met hulle voorouers gebeur het. En hier vind dit voor hulle oop plaas, hierdie rivier wat opdam, hierdie water, hierdie grond, hierdie water wat verdwyn, hierdie grond wat droog word, hierdie godsdienstige handeling met die ark, hierdie militêre prosesie. Jy kan net dink wat dit met hulle gemaak het, dat daardie vrees, onsekerheid verander in vreugde, blydskap, maar ook 'n stuk trots, die bevestiging dat God met hulle is. Maar ons moet ook 'n bietjie gaan kyk wat die Here hier sê, wat hier gebeur. Die volk, elkeen, oud, jong, kind, elkeen van daardie volk, daar duisende van hulle, moes verby daardie ark beweeg. Ons lees in ons teksgedeelte dit haastig, maar hulle moes verby daardie verbondsark beweeg. Hulle moes dit met hulle fisiese oë aanskou. Dit moes hulle herinner aan God se teenwoordigheid, maar hierdie ark wat ook die teken en die simbool was van die verbond, God se belofte dat hulle sy volk sal wees, maar dat hy ook hulle God sal wees. En dis weer hierdie herbevestiging van hierdie belofte. En elkeen, oud en jong, die totaliteit van die volk was weer daarmee gekonfronteer. Dis eintlik weer, sou mense dit in 'n sekere sin kon sien as 'n herbevestiging van die verbond. Weer die herbevestiging van die kontrak. Dis om weer 'n keer daar uit die kluis of uit die kabinet uit weer 'n versekeringspolis te gaan oopmaak en net weer seker te maak wat daarin staan. Net seker te maak dat die dekking wat ek het is nog voldoende. En as daar 'n krisis is, dat ek weet waar is die polis. Iets daarvan. En hierdie gebeurtenis, soos ons gesê het, broer en suster, sluit die verlede af, want die verlede was onherroepelik. Hulle kon nie weer teruggaan in die verlede nie. Ons weet dat ons as mens in daardie tyd ook maar die geneigtheid het om te hinker, want die volk het by 'n vorige geleentheid, soos ons ook vanmôre gesê het, gehinker na die kospotte van Egipte. Alhoewel hulle slawe was en swaar gekry, was dit vir hulle die bekende. Hierdie onbekende was vir hulle te groot. En dit sou natuurlik ook weer kon afspeel. Want ons weet ook dat die besetting van die beloofde land was ook nie net altyd maanskyn en rose nie. So hierdie proses moes hulle ook met die verlede breek. Nie daarna hinker nie. Ja, dankbaar wees vir wat die Here gedoen het, gefokus op God, maar nie daarna hinker nie. Dit was verby, dis afgesluit, dis in die verlede. Ons kan soveel daarby leer, broer en suster. Ons is ook maar baie kere geneig om ook die verlede lewend te hou. Veral as dit kom ook maar by konfliksituasies. Is ons baie kere geneig ook om mense gevangene te hou. Mense wat dag en datum en tye presies kan onthou wanneer dinge gebeur het of wanneer hulle te nagekom is. Hierdie teks roep ons ook op om ook te besef ons beweeg aan in die lewe. Ons moet ook die verlede agter ons sit. En hierdie proses, hierdie rivier wat weer sou terugvloei, sou daardie afsluiting bied. Die 40 jaar is verby. Wat hierdie verwysing na die 10de dag op die eerste maand ook so besonders maak, is dat dit op dag en datum presies 40 jaar gelede was, wat hulle die paaslam moes slag, daardie uitredding uit Egipte uit. Dit was daardie afsluiting, daardie sirkel wat voltooi is van die 40 jaar. En dan, geliefdes, betree hulle hierdie toekoms, as hulle voet aan wal sit, die beloofde land, dit waarna Moses so gehinker het. Maar Moses wat soveel meer ontvang het as hierdie volk, hy ontvang nie die aardse beloofde land nie, maar wel die hemelse beloofde land.
Maar soos ons gesê het, broer en suster, wat in hierdie volk se siege moes aangegaan het, die opgewondenheid, en veral hierdie militêre presisheid, en ons lees ook daar in die vlakte van Jerigo, was hierdie volk gereed om hierdie beloofde land in te neem. Hulle het hierdie krag gehad, hulle het hierdie wonderwerk aanskou, hulle was oortuig van die Here se teenwoordigheid, niks sou hulle kon keer nie, so hulle was reg om die yster te slaan terwyl hy nog warm was. Maar dan kom die Here en hy sê vir hulle, wag, Hokkaai, gaan haal klippe uit die rivier, kom bou 'n monument, 'n gedenkteken, maar ook 'n gedenkteken in die middel van die Jordaan, raak eers rustig. Hierdie 12 klippe sou dien as 'n herinnering van dit wat hier gebeur het. En wat was daardie herinnering? Dat God was die middelpunt. God was die middelpunt in die verlede. God was die middelpunt in daardie hede, in daardie tog deur die Jordaan. Maar God moet ook die middelpunt wees in die toekoms. Want sou die volk net voortgaan om Jerigo in te neem, sou hulle ook so maklik weer kon roem op hulle eie kragte, en sou hulle so maklik van God vergeet. Want dit was vir hulle 'n nuwe vryheid, 'n nuwe land, die woestyn tog lê agter die rug. My broer en suster, vir ons is dit so belangrik in hierdie tyd van die jaar ook. Hierdie maand wat eintlik 'n oorgang is na 'n nuwe kerklike jaar en ook uit 'n wêreldse perspektief 'n nuwe jaar wat op ons wag. Ook in ons lewens om weer die vraag te vra, wat is die middelpunt? Wat is die fokus van ons lewens? Want ons is ook maar besig om elke dag maar droogvoets deur hierdie lewe te reis. Daar is soveel dinge in hierdie ou lewe en hierdie wêreld wat ons kan oorweldig. Ons word trouens daarmee daagliks gekonfronteer. Daar is soveel dinge wat kan skeefloop, soveel dinge wat met ons kan gebeur, maar dit gebeur nie. Die Here beskerm ons, die Here bewaar ons. Die Here gee ons die geleentheid om droogvoets te kan beweeg. Maar dan, geliefdes, ook met 'n baie besonderse opdrag, dat ons verby die ark sal beweeg. En ons moet nie die ark gaan sien as hierdie magiese ornament. Ons weet, die ark word tot vandag toe nog gesoek, en daar's al baie boeke daaroor geskryf, en daar's baie teorieë oor wat van die ark geword het. Later sou die ark ook maar weer vervang word deur die tempel, maar mense is maar geneig om 'n afgod daarvan te maak, soos dat hulle ook maar destyds met die goue kalf gemaak het, en God wat dit nie so bedoel het nie, en daarom die tempel, soos ook 'n paar Sondae terug na verwys het, dan ook later finaal verwoes is. Interessant ook daar by Gilgal, waar die klippe gebou is, waar hulle oornag het, dit was 'n baie belangrike godsdienstige sentrum. En vir baie lank is dit waarheen die volk sou gaan, om ook aan die Here offers te bring. Maar dan met Dawid, die Dawidstyd, verskuif dit dan na Jerusalem, en tragies is dat Gilgal later die plek word van afgodsdiens. Maar broers en susters, die punt is dit, om stil te raak by God. Om stil te raak by God as middelpunt. En nou kom die vraag, maar waar is hierdie middelpunt in ons lewens vandag? By Jesus Christus. Christus is daar die fokuspunt, daar die middelpunt in ons lewe. En daarom is die bestudering van die woord van God, en in die besonder ook die erediens, en die bymekaar kom van die erediens, daardie geleenthede, daardie oomblikke waar ons verby beweeg in ons deurtog deur hierdie lewe, sodat ons ook eendag voet aan wal kan sit in die beloofde land. Liefdes, ons is nou besig met Bybelkunde en eksamen, nou is daar 'n klomp goedjies wat sy aandag moet gee. Interessant, maak mense weer kennis met daardie geskiedenis tussen die Ou en die Nuwe Testament, ongeveer 400 jaar. Daar's ook debat daaroor hoe lank dit nou sou wees, maar daar sien 'n mens ook dat mense op soek was na 'n fokuspunt, 'n middelgrond, met die terugkeer uit ballingskap, en hoe hierdie verwagting van die Messias mettergaande ontwikkel het in die opkoms van die sinagoge, sodat as ons die Nuwe Testament oopslaan, ons hier van 'n ander wêreld lees, as die wêreld wat ons lees, soos in Maleagi en in die ander klein profete. Die mense was op soek
na hierdie Messias, hierdie fokuspunt, by wyse van spreuke, hierdie teenwoordigheid van God in die midde van hulle krisis, en elkeen het natuurlik ook maar sy eie interpretasie en verwagtings gehad. Maar die punt is, Christus beantwoord daardie vraag. Hy word die fokuspunt, daar aan die kruis op Golgotha. En dit was 'n ou gewees uit Nederland, Kierkegaard, wat nogal die mooi opmerking by geleentheid gemaak het. Hy sê, die kerk as Christene moet ook nooit die Bybel ook net so lees met afstand nie. Ons het onsself gaan plaas by daardie gebeure. Menende aan die hand van hierdie teks wat ons vanmôre gelees het, dat ons ook in ons menswees ook onsself daarin moet verplaas, dat ons ook verby daardie ark moet beweeg, maar as kerk nog soveel meer. Ons beweeg verby Golgotha. Ons beweeg verby die kruis. Maar as ons so by die kruis verby beweeg, broer en suster, beweeg ons ook verby die oop graf. En as ons so verby die oop graf beweeg, dan beweeg ons ook verby die hemelvaart. En ons hoor die belofte, ek kom weer. En dit, broer en suster, moet ons fokuspunt wees. Maar nou die liewe Heer dit ook so beskik, en ons weet in die tye wat kom, gaan daar ook verskriklike debatte weer op Facebook en sosiale media wees oor die datum van Kersfees, is verkeerd en al die dinge wat daarmee saamgaan. En die liewe Heer het beskik, broer en suster, dat ons in hierdie oorgang van die kerklike jaar, ook in hierdie ou godlose wêreld waarin ons leef, weer die middelpunt kan vind, weer gefokus kan leef by die herdenking van die Christus gebeure. Dis waarom Christusfees vir ons so belangrik is. Want dit maak net ons perspektief weer reg. Dis die middelpunt van ons lewe. Soos ons vanmôre gesing het, die middelpunt van ons verlange. Sodat ons deur hierdie ou wêreld op droë grond kan reis. Liefdes, mag ons as gelowiges ons fokus reg kry. Want as Christus, die liewe Heer, die fokuspunt van die lewe is, dan word siekte en krisisse en nood, wat dit ook al mag wees, en probleme, en al die dinge wat daarmee saamgaan, nie meer die middelpunt nie. Want dan word dit geskuif as randprobleme. Nie dat dit ons nou minder sal raak nie, maar ons benader dit anders. Dan betree ons nie die lewe in vrees en onsekerheid en bewering soos die volk daar aan die kant van die Jordaan nie, want dan trek ons deur met sekerheid en vol vertroue, maar ook met daardie besef dat ons ook moet stil staan by God, gefokus wees op God. Daarom dank ons die Here dat ons een van die dae ook Christus se geboorte kan vier. Dat ons ook die koms, die advent, ook weer in herinnering kan roep. Maar meer as dit ook, waar ons ook oor 2 weke aan die tafel van die Here kan kom aansit, om ook weer gevoed en versterk te word, sodat ons fokus sal reg wees. Mag die Here altyd ons middelpunt wees. Amen. Liefdes, kom ons sit net so en dan sluit ons oë. Ons hemelse Vader, ons bely ons skuld. Here, ons leef nie altyd gefokus nie. Hierdie tyd van die jaar is ons ook besig met baie dinge, eksamens en uitdagings by die werk en dinge wat afgehandel moet word. En dit wat ons opgewonde maak is dalk 'n seevakansie of 'n bietjie verlof. Maar vir ons as gelowiges en as kerk is dit die koms van Jesus Christus. Dat ons die voorreg het om by hom te kan verby beweeg. Dat hy die een is wat vir ons die krag gee en die genade gee om ook droogvoets deur die lewe te kan beweeg. Ja, hy het in die eie woord ook by monde van die profeet Jesaja gesê dat die water sal ons nie oorweldig nie, die water sal ons nie wegspoel nie. Vader, daarvoor dank ons U. Ons dank U vir die lewe, die beloofde land wat U seun vir ons gebring het. Vader, mag ons daarin troos en sekerheid vind. Ons bid dit in sy naam, die naam
van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, nadat ons in die prediking opnuut verseker is van God se genade en opgeroep is tot geloof wat op God gerig is, en omdat die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word, laat ons nou, terwyl ons staan, ons geloof so bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. U kan weer sitplekke inneem. Gemeente, ons het nou ons geloof in God bely. Kom ons gaan leef nou ook uit dankbaarheid hierdie geloof uit in die wêreld daar buite. Kom ons luister aandagtig uit Deuteronomium 5 hoe ons daarmee te werk moet gaan. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk, en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slaafin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het gehoor hoe ons uit dankbaarheid moet gaan leef. Kom ons vertrou nou onsself in die gebed aan die Here toe. Ons sing ten slotte, staande en bidend, uit Gesang 267, daarvan strofes 1, 2 en 3, ook 4, waarna ons bly staan vir die uitspreek van die seën. Na die seën sing ons uit Gesang 505, strofes 4.
Geliefdes, die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen. Broers